Ons lê al ons krone neer voor die voete vanoggend. We just lay our crowns down at the feet of the King this morning, Father. Come and have your way with your people, Lord. We rejoice in your presence, we rejoice in your goodness, for you are faithful. You are mighty to save. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Net waar jy staan, sê jy nie net sê, ongeag hoe jy voel vanoggend, kan jy net sê, dankie, Jesus. Dankie, Jesus. So ek het 'n verwagting in my hart vanoggend dat die woord wat in my kop opkom is breek. Jesus gaan goeters kom breek in harte vanoggend. Die slegte goed. Daar moet eers ietsie gebreek word voor daar gesond gemaak kan word. Ja, ek sien uit wat hy gaan doen vanoggend. Kan ons gou vir die bande groot hande klap gee. Dankie dat julle ons so awesome gelei het in worship. Julle kan julle sitplekke inneem. Amen. Amen. Baie welkom by kerk. So lekker om soveel nuwe gesigte te sien. Kan ons net weer sien wie is hier vir die eerste keer vandag? Who's here for the first time? Great, baie welkom julle. Dis amazing. Ek vertrou julle geniet julle tyd saam met ons en dat julle familie en die teenwoordigheid van die Here net geniet saam met ons vanoggend. Ons is besig met 'n series genaamd Inside Out. Ons kyk na die emosies wat God ons eintlik mee geseën het. Die verskillende emosies. En nie net wat hy ons mee geseën het nie, maar wat hy ons eintlik mee toevertrou elke dag. Om goeie stewards van dit te wees. Om dit goed te bestuur en te voel en te ervaar. Laasweek het Retief gesels oor joy en hoe dit eintlik net die teenwoordigheid van die Here is wat jou en my kan vervul. Alles wat ek en jy dink ons soek in hierdie lewe, word alles beantwoord en gesatisfy in die teenwoordigheid van God. In Psalm 16 staan daar, in his presence are joys everlasting and pleasures forevermore. Amazing. Hierdie week kyk ons eintlik na presies teenoorgestelde. Ek moet bieg, toe ek die naam hoor, toe sê ek soos, ek moet dalk net om seker te maak, gaan Google wat hierdie woord regtig beteken. Want soos jy is my Engelse databundel ook maar 'n bietjie min partykeer. En die woord vir die dag is apathy. Apatie. Ek hoop ek sê dit reg in Afrikaans. Apatie. Daar's selfs die jong mense sal 'n nuwe liedjie ken. Hulle sing selfs van apatie. Apatapatie. Apatapatie. So dis selfs in pop culture is hierdie 'n ding. Daar is sommer net 'n grap. Dit was baie snaakser in my kop, maar ek's baie bly julle het gelag. Dankie. Ja, ek moes dit gaan Google net om vir julle mooi te beskryf wat ons mee werk vandag en wat ons oor gaan gesels en waar ek dink die Here ons dieper roep. En soos wat ek oplees hieroor, besef ek, o vet, ek het al met soveel apathy in my lewe rondgeloop en ek het dit nie eens besef nie. So die penny het gedrop by my, ek het repent en nou kan ek die boodskap vir julle oordra. So kom ons klim gou in, what is, genigtig, kyk daar, ja, dit som het nog als goed op. Daai persoonkie daar, so what is apathy? Apathy symptoms involve a profound lack of motivation, reduced emotional expression, and general indifference towards daily activities, social life and personal goals. There's behavioral signs, trouble starting or finishing daily tasks, dropping hobbies or work or school projects, pulling away from friends and family or showing indifference to social events, forgetting or skipping personal hygiene. Min het ek geweet ek het met apathy in die laerskool gesukkel.
Ja, sorry ma. Showing little to no emotional reaction to major positive or negative events. It's net gedesensitized. Finding it hard to choose between options because of a lack of preference. Feeling empty, bored, en ja, selfs Google som dit op met een woordjie en daai volgende slide kan opkom. Meh. Selfs Google sê dit, that meh feeling. Sê gou vir die ou langs jou, meh. Meh. Wie het al meh gevoel hierdie week? Ja. Dis funny hoe 'n geluid, dis nie 'n regte woord nie. Ek dink nie mense sal 'n definisie kry vir die woord meh nie. Maar ons almal weet waarvan ons praat as ons sê meh. Om dit eenvoudig te stel. So Dawid skryf in Psalm 63 uit 'n baie meh plek uit. Ek het 'n bietjie gaan oplees voor ek in die skrif gedelf het en ek het vinnig besef Dawid is regtig between a rock and a hard place, is wat ons in Engels sê. Die agtergrond van Psalm 63 is, Dawid het hierdie psalm geskryf in die wildernis van Juda. Dit is 'n baie droë woestynarea en hy's besig om in grotte en kraanse weg te kruip. Want hy word vervolg of deur koning Saul en historians sê ook sy eie seun Absalom. En toe ek verder delf, besef ek, nie net is hy besig om weg te hardloop van die koninkryk wat hy geanoint was om te lei nie. Hy bevind homself 'n paar kilos weg van 'n plek genaamd Gath. En toe ek verder gaan oplees oor Gath, toe hoor ek, dit is letterlik die Filistynse volk, aka waar Goliat se mense woon. So hy vind homself nie net on the run van 'n plek wat eintlik vir hom gemak en comfort en royalty bring nie. Hy moet ou vyande ook face. So ek voel hy het 'n dubbel porsie van bangheid daar aan die gang in sy wegkruip. Dawid is in 'n droë dorplek. Hy is in 'n meh plek. Kom ons klim in die woord in en kom ons hoor gou wat Dawid geskryf het in hierdie wildernis van Juda, in hierdie woestyn. En ons kyk hoe reageer hy. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips. When I remember you upon my bed and meditate on you in the watches of the night, for you have been my help. And in the shadow of your wings, I will sing for joy. My soul clings to you. Your right hand upholds me. But those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth. They shall be given over to the power of the sword, and they shall be a portion for jackals. But the king shall rejoice in God. All who swear by him shall exult, for the mouths of liars will be stopped. So met hierdie skrifgedeelte en die agtergrond van wat se plek hierdie uitgeskryf is deur Dawid, kan ons vinnig sien, Dawid vind homself hier in 'n droë wilderniswoestyn, 'n meh plek. Hy was moeg, hy was bang, hy was oorweldig, honger en dors. En hy sit met die aanval van vyande van alle kante af, met min hoop.
En die ergste van alles is van hierdie vyande het hy jare terug alreeds verslaan. Come on, dis done and dusted. Maar tog is daar iets in die agtergrond wat ongesetteld voel. En jy sien, is eintlik ons almal. Ek weet nie waar jy nou in jou lewe is nie. Ek hoef nie, gelukkig doen Jesus. Maar jy mag dalk in 'n droë plek wees vandag. 'n wildernis. Jy voel aangeval van alle kante af. En jy voel nie regtig daar's 'n pad uit nie. En jy sien die ding van 'n wildernis, ons kan kyk daarna en dit ons natuur wil dit dodge. Ons natuur wil nie in 'n wildernisseisoen gaan nie, in 'n moeilike tyd gaan nie. Maar jy sien die ding van 'n wildernis, is eintlik 'n vergrootglas. Want 'n wildernis is basies net alles wat ek en jy op staat gemaak het. Dit is 'n plek sonder alles wat jy op staat gemaak het, gemak, geluk, vrede. En dan wys dit wat ek en jy regtig soek in hierdie lewe. Die wildernis expose ons idols. En hier vind Dawid homself in 'n plek waar sy idols eintlik geexpose kan word. Wat doen ons met ons meh? Wat doen ons in ons droë seisoene? Ek dink die mees bekendste ene wat ons ken is doomscrolling. En gelukkig vat ons 'n breek van die doomscrolling deur die TV aan te sit. Binge watching. My skoonpa het so snaakse woorde noem dit binge watching. Dalk sit in die vorm van ek hou myself ver genoeg van enigiemand af sodat hulle nie my regtig sien vir wie ek is nie, want net nou as ek myself te veel oopmaak, kry ek weer seer. Ek hou my afstand net genoeg om soos 'n bekende gesig te lyk, maar ek doen eintlik net my eie ding in isolasie en hoop niemand sien my nie. Ek sit myself in die hoekie en ek hoop en wag net vir dinge om beter te raak. It's apathy. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al myself daar gekry. Ek steek my hand eers op om te sê ek is skuldig dat ek apatie al geëntertain het in my lewe. En jy sien die ding van droë seisoene en moeilike seisoene is dit los jou altyd dors. So die vraag is nie regtig hoe dors is jy vandag nie, want ek en jy is gemaak om dors te raak op 'n stadium. As dit nie nou is nie, is dit môre. Jy gaan dors raak op 'n stadium. Die vraag is nie, is jy dors vandag nie? Die vraag is, waar drink jy vandag? Waar gaan jy om jou dors te les? Waar gaan jy vir verligting, vir vrede, vir plesier? Dis almal daai ding. So daar is die $1 million question. Waar drink jy? Waar drink ek en jy? Kom ons kyk hoe Dawid sy hanteer het, hierdie moeilike situasie. Heel eerste, as ons na daai slide kyk. Oh God, you are my God. Earnestly I seek you, my soul thirsts for you. Hy het God se lordship in sy lewe heel eerste acknowledge. Ek het ingelees daarop en ek het gesien, daar was so 6 of 7 major bekende pagan gode, mensgemaakte gode in daardie streek in daai tyd. Daar was soos 'n god van vrugbaarheid en daar was 'n child sacrifice god en Baal en al daai goeters was in die area. So daar was eintlik 'n god maar vir elke dag van die week om te aanbid op daai stadium. En hier kom Dawid en hy sê, Oh God,
You are my God. Daar is nie 'n God wat compete met ons God nie. Hy acknowledge God se lordship in sy lewe. Tweedens, en ek voel amper dit is baie keer moeilik vir ons, veral as ons trots, pride in ons harte is, dit is vir ons moeilik om te besef dat ons apatie ook moet acknowledge. Om te kan acknowledge, Here, ek is dorser as wat ek uitmaak om te wees. En ek is besig om my dors te probeer les met goed wat nie U is nie. Dawid het sy apatie, sy apathy ge-acknowledge. Hy het sy omstandighede acknowledge. Ek is in 'n droë en dorre plek. Ek's dors, ek sit met 'n probleem. Derdens kan ons sien in vers 2, hy soek God eerste. Dawid het nie God gesien as 'n last resort nie. Ons sien hier in vers 2, So, I've looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Wat beteken dit om iets te behold? Jy kyk net, jy's net in awe. Daar's niks wat nou jou aandag kan aftrek nie. Jy vra niks nie, jy sê niks nie, jy bewonder net. So I've looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Jy sien, Dawid het hom eerste gesoek. En 'n challenging vraag wat ek myself vra vanoggend en vir een en elkeen van julle vanoggend, is wanneer laas het ons God net bewonder vir wie hy is? Ons fokus gesit op wie hy is en nie sy hande nie. Wat hy vir jou en my kan doen nie. Want as jy gaan kyk na hierdie skrifgedeelte, vra Dawid nie een keer, Here, verander my omstandighede nie. Ek het gaan soek daarvoor, want ek soos hier, waar sou ek dit invul? Ek sou nogals die psalm begin met, Jesus, help my. Verander hierdie. En hy doen nie een keer nie. Hy bewonder God se almag. Hy bewonder God se aangesig, sy hart. Wanneer laas het ek en jy net dit gedoen? Volgende sien ons, en hierdie mooi prentjie by my opgekom, hoe Dawid verder sy mee hanteer is, hy kling, hy kies om te kling aan God. Terwyl hy in hierdie grot van apatie, hierdie grot van apathy, in hierdie kraanse van droogte en alleenheid, en hongersnood en dors wegkruip, kies hy om te kling. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir kling sal wees nie. Maar jy hou so styf vas, niks anders maak saak nie. Ek sien hierdie prentjie, Retief het mos 'n lekker lang bene. En sy dogtertjie, as ons gewoonlik koffie na die tyd drink en lekker gesels en mens praat met haar en sy kry dalk 'n bietjie skaam, sy gryp net daai been vas. En dan besef ek, dis wat Dawid daar doen. Onthou jy lusnytjie weet, dit maak nie regtig saak waar ek nou op die perseel is nie, maak nie saak met wie ek praat of kommunikeer op die oomblik nie, die veiligste plek waar ek nou kan wees, is net hierso, op my pa se been. Hier is ek veilig. Hier skryf Dawid in vers 8, My soul clings to you. Your right hand upholds me. En as mens kan terugspring na vers 6 toe, dan sien ons op die volgende slide, Dawid het dood eenvoudig homself herinner van God se goedheid in sy lewe. Ek weet nie van jou nie, maar ja, hierdie week spesifiek, ons het 'n moeilike week as 'n familie gehad. Ons het my ouma gegroet hierdie week, Jesus het haar kom haal eergister,
En dit was na 'n wille stryd met dementia en dit was 'n moeilike paar jaar vir my familie. Maar ek staan hier bo vanoggend met 'n vol hart, want ek weet my ouma het eintlik gewen hierdie week. Sy's huis toe en sy's gesond nou. En dan in hierdie tye, dan kan baie vrae opkom. En jy het 'n hele ander situasie. Ek dink nou net aan hierdie week, maar jy het 'n ander situasie in jou lewe. Waar jy baie maklik die vraag kan vra, Jesus, waar is U in hierdie situasie? Waar is U? Dit is daai plekke waar jou geloof eintlik vir die eerste keer getoets word en verdiep word en gematuur word om te kan sê, ek hoef nie al die antwoorde te hê nie. Maar U is waardig en U is heilig en U is soewerein en U het 'n plan met hierdie situasie. Partykeer moet ek en jy onsself net herinner dat God is en ons is mens. En die laaste ding wat vir my uitgestaan het uit hierdie psalm wat Dawid skryf van God. En mens sien dit in vers 3, is hy het alles na die fundamentals toe gebring. Die basis van die waarheid. Hy sê in vers 3, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. Kan jy sien, Dawid sê nie, Here, want U steadfast liefde maak my lewe beter nie. Hy sê nie dit nie. Hy sê, U liefde is beter as hierdie lewe. Enigiets goeds, enigiets slegs, wat jy kan ervaar in hierdie lewe, die teenwoordigheid van God, en sy alomteenwoordige perfekte liefde uitoorweeg enigiets. Dis hoe Dawid gedrink het by God in 'n droë seisoen. So Dawid is lank terug al geanoint as koning. Hy was gekies. En steeds het hierdie wille goeters gebeur in sy lewensverhaal. So op die ou einde kan ek en jy net terug staan en kyk na hierdie situasie en besef ek en jy het beheer oor een ding in hierdie lewe. En dit is ons reaksie. Ons respons. Ons kan kies. Dit beteken dit is 'n besluit. Ietsie kan gebeur en jy het nie 'n antwoord nie. Die hartseer waarheid van hierdie realiteit is, 'n antwoord gaan niks verander in daai situasie nie. Maar God beloof, hy los jou en my nooit. So ons kan enige seisoen ingaan met die wete dat God, almagtige God en Hemelse Vader saam met jou en my is. So ek en jy het beheer oor een ding en dit is ons reaksie. Dawid het gekies om God as Heer en Redder en soewerein te verkondig. Hy het gekies om te sê, Here, ek's dors. Ek is dors en ek is nie in 'n goeie plek nie. Hy het gekies om homself te herinner van God se goedheid in sy lewe, God se getrouheid. En hy het gekies om weer van vooraf te besef dat God beter as lewe is. Hy het gekies om te kling en hy het gekies om te prys. Ek weet nie van jou nie, maar ek weet nie hoe hoog my hande in die lug opgesteek sal wees as ek wegkruip in 'n grot, bang vir my lewe nie. Maar dis die prentjie wat Dawid ons hier gee. Hy het homself herinner wie God sê hy is.
En net hier in my voorbereiding herinner die Here my van wat Moses vir God vra, like, Here, U gee my hierdie instruksies om nou die volk te lei, maar soos, wat moet ek vir hulle sê, wie het my gestuur, hoe verwys ek na U? En hy het net gesê, ek is. I am. Rou jy vandag? Hy is jou trooster. Sit jy dalk met finansiële probleme vandag? Hy is jou voorsiener. Vier jy fees vandag? Ek dink dit is in Sefanja, wat sê letterlik, God jubel en juig oor jou, nog voor tyd 'n konsep was. Het jy vra? Dis almal het. Hy is ons raadsman. Kort jy redding? Halleluja, hy is jou redder. Hy is. Jy sien nou aan die ander kant van die koin, Dawid kon al die teenoorgestelde reaksies gehad het, omdat hy koning geanoint was. Hy kon sê, Here, koning is nie supposed om hierdie deur te gaan nie. Omdat ek koning is, hoe kan U my in 'n grot laat wegkry? Hy kon daai as deel van sy identiteit gemaak het en geaffronteerd gevoel het dat hy bedruk was. Maar hy het nie, want die penny het gedrop vir Dawid, dat hy besef, God se liefde is beter as enigiets wat hierdie lewe ons kan gee. Dis die gesegde wat sê, a child who loves gifts more than the father misses the relationship. Jy sien baie Christene, baie van ons is baie lief vir wat God vir ons kan doen, maar het ons hom al ontvang as die skatkis in ons lewe. Nou, is 'n wonderlike kontras wat uitkom, terwyl daar vyande besig is om Dawid na te jaag, is Dawid besig om God na te jaag. Terwyl die vyande staat maak op hulle eie krag om Dawid te verslaan, is Dawid besig om sy krag by God te kry. Jy sien, die mees stabiele Christene is nie die Christene met die maklikste lewens nie. Dis die Christene wat besef het, God is genoeg in hierdie lewe. En ons almal is dors. Ek bring dit terug na daai vorige vraag toe. Die vraag is nie, is jy dors nie? Ek en jy is gemaak om dors te wees. Die vraag is, wat is jy dors voor? Waar drink jy? Want elke menslike lewe is gebou rondom hierdie pursuit vir karier, vir romanse, vir sukses, approval, comfort. Ons kan daai lys doelwitte so opnoem, maar ek en jy is ultimately dors wat net God kan lees. Dalk jy in 'n droë plek soos Dawid was in Psalm 63, 'n meh plek, is moedeloos en dalk dood eenvoudig net exhausted om jouself te beskerm van weer seer te kry. Miskien is jy daar. Jy sien ons Dawid het jare terug vir Goliat verslaan en hier is hy nou weer in sy gebied en daar's 'n prys op sy kop. Dalk voel jy juist weer in ou plekke wat jou afronteer en jy het nie vars revelation nie. Los jou besluitloos en los jou moeg. Apathy sê vir ons, ek sit maar net in die diens, ek pitch en dis genoeg. Ek luister die boodskap en ek ry huis toe. Ek onttrek van fellowship af, want net nou moet ek daai mure neersit. Dalk het dit al so ingekruip in jou hart, dit het jou identiteit geword. Dis maar net hoe ek rol. Ek wil herinner vanoggend, jy is royalty. Bo hoe jy voel, bo jou omstandighede.
As jy 'n bloedgewaste kind van Jesus is, jy is royalty. Kyk wat sê Dawid hier, dis 'n mic drop oomblik. But the king shall rejoice in God. Hy is besig om in 'n grot te sit, weg te kruip soos 'n knaagdier. En hy verwys nog steeds na homself as koning. But the king shall rejoice in God. Want jy sien, God het ons gekies. Ons het nie God gekies nie. En hy maak ons royalty. Openbaring 1 sê, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood, Jesus, and has made us kings and priests to his God and Father. To him be the glory and dominion forever and ever. Jy is royalty. En ek wil jou verder herinner vanoggend, as dit voel asof jy jou grip op hierdie lewe verloor het ek goeie nuus vir jou vandag. Dit het nog nooit van jou grip afgehang nie. Want wat ons lees hierso, had ek dit net gekry hierso. Daai vers 8, my soul clings to you. Ons sien daai prentjie van die lusnetjie wat aan Retief se been vashou. Sy kling aan hom. My soul clings to you. Your right hand upholds me. Ons verkoop onsself vinnig daai leuen om te sê, ek bepaal die lot in my lewe. Nog nooit van jou grip afgehang nie. En met die gesê, hy gee nie homself in porsies nie. Hy gee nie stukkies van homself sodat jou en my lewe beter kan word nie. Hy is die porsie. Hy is die lewe. Jesus het so ver gegaan, nog 'n mic drop oomblik. Kan net sien hoe Jesus 'n mikrofoon net so val na hy dit sê. Ek is die weg, die lewe en die waarheid. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy het homself heeltemal kom gee. So die gospel sê nie vir ons, kom na Jesus toe en kry alles wat jy wil hê nie. Dit sal eintlik gevaarlik wees nou te gaan ding. Die gospel is, kom na Jesus toe en ontvang die ene wat jou siel voorgemaak was. So 'n paar vrae wat ons osself kan vra uit hierdie uit. Wat is ek en jy besig om op staat te maak in hierdie lewe? Wat nie Jesus is nie. Want daai moet ek en jy vandag by die voete van Jesus neersit, want daai word 'n idol soos dit. Dink gou so 'n bietjie. What am I relying on for satisfaction? Volgende vraag wat ons kan vra is, what have I been pursuing more passionately than God? Kan jou huwelik wees, kan jou werk wees, kan jou kinders wees, finansies. Wat 'n wildernis mag God dalk nou besig wees om te gebruik in jou lewe om jou nader aan hom te trek? And where have I confused God's gifts with God himself? Here Jesus wys ons om U te treasure bo enigiets anders. Kan ons almal net ons oë gou toemaak? Ek wil graag 'n uitnodiging maak en die band kan so lank opkom. Van julle mag dalk hier sit vir oggend en dit was 'n stryd om by die kerk eintlik uit te kom. Dit was 'n moeilike besluit, dit was 'n challenge. Jy dalk hiernatoe gery met meer vrae as antwoorde. En as jy dood eerlik wees met jouself, dood eerlik is met jouself, dan kan jy eintlik sê, hoorie, ek sit hier eintlik nogals teleurgesteld. Ek sit hier so moeg en ek voel ek is in hierdie grot van apathy
en ek voel nie God se hier by my nie. Ek voel jou geloof swak en jou gebede leeg. Psalm 63 herinner ons dat ons sekuriteit en ons krag nog nooit van ons grip afgehang het nie. Dalk voel jy hier daai grip in jou, die grip wat jy het op hierdie lewe is net jy's besig om te gly. Ek wil jou herinner, jou sekuriteit en jou krag lê in God se hand wat joune vashou. En hy het jou nog nooit gelos nie. En dalk die seisoen wat jy nou in is dalk juis die plek waar jy nader kan trek aan Jesus. So net om met jou oë toe, as jy voel vandag, ek het op ander goeie staat gemaak in hierdie droë dorseisoen. Ek het gekling aan ander goeders wat nie Jesus is nie. Wil jy nie net braaf wees en jou hand opsteek en deur jou hand op te steek sê net, Here, ek lê daai ding voor die voete neer. Halleluja, dankie Jesus. Ek lê dit neer. Ek sê jammer dat ek meer beïndruk was met u hande as met u. Ek lê dit alles neer. My sekuriteit lê in u grip op my lewe. U uphold my. Ja, dankie vir elke hand. Ons gaan nou 'n geleentheid bied. Julle kan julle oë oopmaak. Ons gaan nou geleentheid bied om in praise and worship daai goeders net weer neer te lê. Want wat ons sien van Dawid is, hy het nie eendag gevra dat die situasie verander nie. Hy het gekies, hy het die besluit gemaak om God die Vader te prys. En te weet hy is in beheer, ongeag die omstandighede. En daarna leer ons in die Bybel, hy het weer teruggekeer na die troon toe. Daar was 'n wen. En omdat ons sy kinders is, kan ons 'n wen verwag. Sy met my staan en dan verkondig ons, Jesus is Heer, God is met ons, sy Heilige Gees is in ons. Maak nie saak die omstandighede nie, ons kan respond met faith, om te weet, hy is magtig om te red in Jesus naam. Amen.